Almal ervaar daagliks krisisse. Ek het gevoel of ek in hierdie gat is. Party klein, party groot. Ek het net kwaad gewees vir die lewe en onvergifnis in my hart gedra. Soms veroorsaak dit 'n groot lewensomwenteling wat jou in 'n ander koers stuur. En dan moet jy jouself afvra, waar gaan ek my krag kry? En die Here het my daar gaan uithaal. Daar's altyd hoop. As jy net jou hart sal oopmaak. En dink jy loop stap alleen die pad, maar dan as jy terugkyk daai storie van die voetspore op die strand, dan kan ek sien die Here het my daar gedra. Ja, dit het baie vinnig gebeur. Ek was nie eers 2 minute in die winkel nie. Ek het brood en melk gekry, by die counter gekom, omgedraai, vir Luandretjie gewaai. Hy het vir my teruggewaai. Ek het my rug gedraai om my kaart in te steek en letterlik toe hardloop die ou en sê vir my, jou kar is aan die brand. Ek het dadelik omgedraai op die kar af hardloop, probeer die ruit uitslaan, wat toe onsuksesvol was. En ja, ek het daar begin skree en daar was ewe skielik daar duisende mense wat gekom het om ons te help. En al wat deur my kop gegaan het is, ek gaan my kinders verloor. Ek sou dit nie anders kon dink dat my kinders dit sou oorleef het as dit nie vir die mense was wat ingetree het en wat daar was en wat op hulle voete gedink het, die ruit uitgeslaan het. Ek het toe met my sleutel gelukkig my deur oopgekry en ek kon vir Mianetjie gevat het. Mianetjie het 35% derde graadse brandwonde gehad en 10% ligweg en Luandrey was 45% derde graadse brandwonde. Ook oor hulle hele lyfies van kop tot bene. Wel, Luandrey se voetjies het ook gebrand, waar Mianetjie se nie gebrand het nie. En hy het ook die 10% in die ligweg ook gebrand, ja. Die ambulans het toe baie vinnig by scene afgekom. Dadelik begin windshield opsit en die kinders bedek met dit oral op hulle lyfies, die laaste kledingstukke afgesny. Ons weet nie wat die brand veroorsaak het nie, maar volgens die law enforcement wat daai dag toe nou op die scene afgekom het, vermoed dat dit die drade onder my sitplek was, wat aan my radio toe lei, wat 'n kortsluiting gemaak het. Kyk, wat my laat besef het ek moet nou sterk wees, was my dogtertjie se woorde wat sy vir my gesê het. Mamma, ons gaan okay wees, moenie oor ons worry nie. Liewe Jesus is by ons. En toe het ek besef, nou gaan ek my mamma skoene moet aantrek. Ek vra te vir maar wie jou uitgehaal, net om te kyk, kan sy onthou, registreer sy van wat om haar aangaan. En sy sê vir my, mamma, liewe Jesus het my uitgehaal. Luandretjie was op daai stadium 2 jaar oud en Mianetjie was 4 jaar oud. In die begin was ons 2 weke in ICU gewees, waar die kinders op ventilators was. Heeltyd gekom en gegaan, nie geweet of die kinders dit gaan maak nie, omdat hulle so verskriklik gebrand het en die longe wou platval. Die kinders het in die hospitaal, in die 3 maande wat ons in die hospitaal was, het hulle omtrent 11 oorplantings gehad elkeen. En ons het nou, waar ons nou vandag is, het hulle al so 4 operasies van plastiese chirurgie gehad. En dit was verskriklik moeilik, want hulle was in aparte kamers geïsoleer. Ek moes besluit het, by wie gaan ek wees. Mianetjie wou maar vir ouma gehad het, so dan het ek haar toegelaat om daar te wees. En as die emosies te veel raak en sy soek my, dan het ons geskrob, ander klere aangetrek, en dan kon ek weer ingegaan het. Op daai stadium het ek my hart vir die Here gegee. Kyk, ek het nog altyd geglo en ek het nog altyd gebid en my Bybel gelees, maar toe het ek vir die Here gesê, kom red my. Die Heilige Gees het my verskriklik gelei in daai tyd. Soos ek het dis asof ek afgesluit het van die wêreld en net gefokus het op die Heilige Gees en hoe hy my gedra het en hoe ek Here se stem gehoor het. Dit was nou weer terug in ICU, waar die dokter gesê het, my kinders, ons kan nie nou dadelik die vel van hulle eie vel vat, nie, ons moet donor skin kry. Wat hulle sê, hulle gaan
nou die gekweekte vel gebruik om dan nou eers op hulle te sit en hulle weet nie of dit kan werk nie. Maar dit is die hoop wat hulle het. En ja, daar was ook 'n stadium wat die dokter vir my gesê het, dit was met Luandraatjie, wat in teater toe moet ingaan. Maar hulle weet nie of hy sterk genoeg is nie, maar dis 'n noodoperasie, hulle moet voortgaan. Wat ek ook net vir julle gesê het, dis u kind, vat hom. Ek weet, wat u wil hê, sal geskied, maar met daai spesifieke operasie waarvoor hy moes gegaan het ek besef. Dis nie my kinders nie, hy het hulle vir my geleen. Vir my die moeilikste was, toe die dokter vir my sê, ons kan huis toe gaan. Dis ek soos dokter, maar my seentjie loop nog nie weer nie. Hy praat nog nie weer nie, hoe moet ek my kind huis toe vat? Die Here het my dadelik kom stil maak, het vir my gesê, Christina, jy's reg om huis toe te gaan, jy mag maar huis toe gaan. Ja, dit was baie moeilik om hulle te versorg by die huis. Dit is nog baie rou wonde gewees waarmee ons huis toe gegaan het. Ek meen jou kind gil en skree en jy moet nou sterk staan, want dit is verskriklik seer. Vandag is hulle op 'n baie goeie plek. Luandraatjie is nou terug in die skool. Mianaitjie is besig met homeschooling. Sy kan nog nie teruggaan nie as gevolg van die ballon wat sy in het om haar haartjies op die einde van die dag oor te trek, dat sy weer hare het. Weet jy wat, in die begin was dit moeilik, want toe is hulle nog baie geverband en lyk nog baie rou, waar vandag dis net nog 'n kind wat buite speel en rondhardloop. Die kinders aanvaar hulle baie goed, wat vir my 'n blessing is, want dit was een van my vrese, gaan hulle geboelie word. In die begin was dit baie berading, ons het maar almal vir berading gegaan. Dit is 'n ongeluk wat so vinnig gebeur en ek het vir die Here, ek het op my bed gesit en vir die Here gevra, Here, maak my vry van die skuldgevoel. Dit maak nie saak hoe moeilik jou situasie of jou storie vir jou lyk nie. Maar kinders is so aanpasbaar en dit is oukei, jy is oukei. Aanvaar jou vir wie jy is. Ek sê gewoonlik dis ons wat die las dra. Soos ek sê, Mianai kan in die spieël kyk en sy dink sy's 'n prinses. Waar ek al sien en waar is jou seer? Jy het soveel seer. So ja, ons kyk so vas aan die probleem nou en waarmee ons nou deel, terwyl dit eintlik, dis uit ons hande uit. Die Here is in beheer, hy sal altyd in beheer wees.